let me go. Oh, oh, you make my heart to rise from the depths below, and you hold. Dalk is dit 'n roadtrip vir baie van julle. Nou ja, dis hoe dit draai. As ek hier kom. Maskerbrigade wou ek gesê het met daai eindiging van daai video. Wat ek nie heeltemal klaar gepraat het nie. Wonderlik dat ons vandag kon uitgaan. 'n roadtrip gehad skool toe, vir die ander wat ook skool toe kon gaan, boeke af te gaan haal. En ons is ook baie bly saam met mense wat nog steeds kan werk. Bevoorregte posisie is om nog steeds te kan werk. Ten spyte van die lockdown. Julle sal ook onthou, ek het gister met julle gedeel dat die regering 'n verbod geplaas het op kospakkies wat ons mag uitdeel in kerke. En dat die kospakkies gesentraliseer moet word en op 'n sentrale plek bymekaar moet kom en vandag moet gedistribueer word. Intussen het ek gisterand goeie nuus ontvang dat die verbod wat hulle geplaas het, het hulle eintlik verkeerd gekommunikeer in aanhalingstekens. Maar wat hulle eintlik bedoel het is dat al die organisasies wat vir die regering werk en vir die regering kospakkies aankoop, daardie kospakkies moet gesentraliseer word en bymekaar kom by een punt en dan daarvan af gedistribueer word. So met ander woorde kerke en NGO's is non-profitable organisations, die mag nog steeds met hulle eie befondsing, hulle eie areas, mag hulle kospakkies gaan uitdeel. So dit is werklik waar wanneer ons die Here aangryp en die Here aanroep en tot die Here bid, sal hy vir ons voorsien. Vanoggend ook 'n wonderlike getuienis ontvang op ons DBS groep, waar iemand voorraad moes aankoop vir wanneer die lockdown lig en dat die Here daai selfde amount weer terugbetaal het in die persoon se bankrekening. En net wonderlik hoe die Here voorsien. Iemand anders op die DBS groep ook 'n getuienis gelewer van hoe hulle spesifiek vir iets spesifiek gebid het en die Here hulle spesifiek geantwoord het ook. So ons weet God is daar vir ons en ons weet hy sal op die regte tyd vir ons deurkom en op die regte tyd sal hy ook ons gebede beantwoord. Daarom ook die skrifgedeelte sluit my baie mooi aan by dit wat ons oor gister 'n uitdaging gehad het en vandag het die Here net op 'n wonderbaarlike wyse deurgekom en dit is Hebreërs 4 vers 14. Jy sien die Here ken ons en hy ken ons harte. Hy sê ons het dan nou 'n groot hoëpriester wat deur die hemele beweeg het. Jesus, die Seun van God. Jesus is ons groot hoëpriester. Laat ons voortdurend aan ons geloofsbelijdenis aangaande Jesus of aangaande hierdie Jesus vashou. Die een vertaling, ek dink dis die boodskap vertaling sê, kom ons gryp dit met albei hande aan. Die hoofpriester van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saamkom. Daar lees ek nou reg. Want hy is in elke opsig dieselfde manier as ons versoek, maar hy het nie voor die sonde geswyg nie. Dit was val ons, dit was maak ons hoog, dit was misluk ons. Mislukkings, en dit is sondag se preekluister, het daaroor gepraat. Ons gaan misluk, ons gaan foute maak, maar die Here bly ons vergewe en tel ons weer op. En dit is ook waar ek en jy moet opstaan. Maar hier sê hy, Jesus het nie geswyg nie. Daarom kan hy met ons vereenselwig en ons ook help. Hy sê dan, vers 16, kom, ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. So ek wil jou aanmoedig, dat op die regte tyd sal God vir my en vir jou help. En Jesus Christus is ons hoëpriester. Hy ken ons, hy kan saam met ons voel, hy weet wat dit is om mens te wees. Hy weet dit ook dat hy glad nie geswyg het vir die sonde nie. En daarom kan hy ons help ook wanneer ons sondig of wanneer ons foute maak, is hy ons hoëpriester wat vir ons intree en hy is die een wat intree sonder vlek en sonder rimpel.
En daarom is die prys wat hy betaal het aan die kruis van Golgotha 'n volmaakte prys. Daarom kan God ons elke keer omvou met sy liefde, toemaak met sy genade en vir ons in ons swakhede te hulp kom. En dan soos hy hierso sê, hy ontferm ons en op die regte tyd sal hy ons help. Ek is dankbaar vir elke getuienis, spesifiek op ons DBS groep, maar ook baie ander mense wat se getuienisse invloei en hoe die Here voorsien en hoe die Here op die regte tyd ons help en ook rondom hierdie kospakkie situasie dat die Here ons gehelp het. So kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons vandag voor die troon kan kom staan en dat ons Jesus Christus het wat vir ons intree, hy is ons hoëpriester. En dit wil ons met al twee hande vasgryp, dat ons het 'n hoëpriester wat vir ons intree en wat met ons medelee het, wat ons ken, ons ten volle ken, wat saam met ons kan meevoel, omdat ons mens is, het hy ook ten volle mens geword en op aarde kom woon en vir ons die prys kom betaal in die kruis van Golgotha. En daarom is daar nou vir ons vergifnis, daarom is daar nou vir ons vryspraak, dat ons vry kan wees in Jesus Christus. En dat ons met vrymoedigheid die troon kan nader en op die regte tyd sal hy ons help. U omvou ons met u genade, u maak ons toe, u ontferm u self oor ons, Here, en u is lief vir ons. En ons dankie vir u teenwoordigheid in ons lewens en dat ons u kan Abba noem, ons Vader. Ons loof en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Here, ek bid vir elke persoon wat 'n behoefte het, wat na hierdie video kyk, dat u nou op die regte tyd hulle sal help. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Be blessed. Sien jou weer môre.